So wat is dit in die lewe wat ons baie nodig het, maar wat geld nie kan koop nie? Is daar sulke goed? Het jy 'n lys? Jy het op een van die groot goed wat tevoorskyn kom op die lys is gewoonlik gesondheid en tyd. Is goed wat ons nie kan koop nie, maar dan word ook debat daaroor gevoer. Maar daar is, Jesus het gepraat van to be owners of everything that money can't buy. Is goed wat hy vir ons gee, wat ons so nodig het om regtig te leef. En ons kan dit nie koop nie. Hier is een van die groot goed, God self. Jy kan hom nie koop nie. Maar hy gee homself vir ons. Augustinus het gesê, God himself is the reward. Nou dadelik kan daar so 'n bietjie skeptisisme losgemaak word by baie van ons. Maar ek het hom. En regtig, wat 'n groot verskil, ja, miskien in die hiernamaals, as ek in die einde van my lewe kom, dan is dit net God. Dan kan geld nie meer nie. Net hy kan dan. Maar vir hierdie lewe, hang dit nie baie van myself af en wat ek kry nie. Nou die boodskap van Jesus en van die Bybel is, nee, jy kan nie. Jy kan nie regtig lewe sonder hom nie. En dit is nie net 'n kwessie van ek het hom of ek het hom nie, jy kan meer hê van hom. Nie in die sin van jy het 'n bietjie van hom nie en nou kry jy meer van hom nie, maar hy word meer vir jou. Dit is soos die psalmis wat sê, maak die Here saam met my groot. Ons kan nie regtig groot maak nie, maar ons bewussyn kan groei van hom. Ons bewussyn van wie hy is, van wat hy doen, kan groei, kan groter word. En dit is 'n belewenis. Ons kan op 2 maniere ken. Een van die maniere is deur te verstaan, met die verstand, kennis te kry. Die ander een is deur ervaring, deur bewussyn. Dit is 'n direkte ervaring van iets, soos byvoorbeeld 'n sonsondergang. Jy kan kyk, en jy kan dit bewonder, en jy analiseer dit. Kyk hoe val die strale, kyk na die kleure, en jy dink daaroor na. Dit is om te ervaar deur beskrywing, deur jou denke. Maar dan is daar 'n ander manier, en dit is om totaal deur die sonsondergang opgeneem te wees. Dit is 'n meer estetiese soort ervaring, waarin jy net bewonder, verslae is, een word, daar is net die ervaring. Die subjek-objek verdwyn, en jy ervaar net. Dit is wanneer ander innerlike funksies, die van aanvoeling, en die van intuïsie, verbeelding en alles in jou aangeskakel word. Wonder wat dit beteken as Jesus sê, bly in my. Is dit nie om 'n groter bewussyn te hê van God, om op hierdie manier te beleef, 'n meer direkte ervaring te hê van sy teenwoordigheid, van agter te kom van wat hy doen, van wat hy gee, en dit net te ken nie. Daar's 'n ou storie van mense wat bymekaar gekom het en hulle praat met die ou heilige en hy sê, maar ek kan nie nou die woorde presies onthou van Psalm 23 nie, maar ek ken die herder. Alles verander wanneer jy hierdie ervaring het. Die vrede, die blydskap wat gepaard gaan met God se teenwoordigheid, 'n belewenis van sy teenwoordigheid. So ons kan die dag ingaan, en jy kan, veral op die oomblikke van groot frustrasie, of van bekommernis, van negativiteit, net vra, Here help my om meer bewus te word van u teenwoordigheid. Hy gee homself, hy is daar. Ek wil dit ontvang. Ek wil groei in my bewussyn. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat U Uself vir ons gee. Help ons om te ontvang, bewus te word in Jesus se naam. Amen.